scams en kansvatte. Edwin Jones, ek vermoed jy is een van 10 of 20 mense in Suid-Afrika wat crypto of Bitcoin goed verstaan. Baie welkom. Kan ek begin deur jou te vra, wat presies is crypto? Dat ons net die begrippe eers verstaan. Ja, so crypto is nogal 'n gesprek wat baie lank kan aangaan, maar ons probeer natuurlik met die veldtoog wat ons doen. Ons probeer ons goeie onderskeid tref tussen crypto en Bitcoin. So waar ek sou begin om daai vraag te antwoord is om te begin by wat is Bitcoin? En ek dink die maklikste manier om dit te verduidelik is Bitcoin is onafhanklike geld. Dit is net 'n manier om die staat te skei van geld. En dan moet mens nou vra, okay, die crypto woord, waar kom dit vandaan? Vroeër jare voor Bitcoin was crypto het verwys na enige iets wat kriptografie gebruik. So tegnies is Bitcoin seker 'n crypto, maar wat nou in die laaste 10 jaar of so gebeur het, soos wat daar nuwe projekte ontstaan het mense die woord begin gebruik om te beteken projekte wat kriptografie gebruik. En so die crypto woord is eintlik vervuil en verwys nou na gesentraliseerde projekte wat as mens net so klein bietjie dieper kyk as die oppervlak, alhoewel dit nou die blockchain tegnologie gebruik, is hulle wat hulle noem pseudo-decentralized. So dis projekte wat alles gesentraliseerd is. En dit maak dit totaal en al anders van wat Bitcoin is. So ons kyk na crypto en ons sê dit is kansvatters wat hulle eie geld druk en wat dan nou daai geld wat hulle gedruk het onder die vaandel van tegnologiese vooruitgang verkoop. En dan verkoop hulle hierdie kuponne of hierdie tokens wat hulle geprint het, verkoop hulle dan nou vir regte geld. En hulle verryk hulle self. So crypto vir my is een kant, dit is scams en kansvatters wat probeer vinnig ryk word, en Bitcoin is net onafhanklike geld. Is Bitcoin die eerste van hierdie soort? Bitcoin het 'n baie lang geskiedenis. Dit in die 1970s, ek dink is al in 76 het publieke privaat sleutel kriptografie begin, ek wil amper sê begin volwasse raak of begin, ja, ek dink dit was Diffie Hellman, hulle het begin werk aan die tegnologie. En so die idee van Bitcoin het daai tyd al bestaan, wat mense al begin dink het aan die probleem wat die internet gaan skep, om al die inligting gesentraliseer te maak en dan nou vir regerings te veel mag gegee. In die volgende 30 jaar was daar ten minste 4 projekte, goedjies soos B-Money en ek dink nie Hashcash, maar daar was 'n paar projekte wat soos Bitcoin probeer wees het, of ten minste wat voor Bitcoin was, wat die probleem probeer oplos en wat dit nie op so 'n manier opgelos het dat dit nie kon afgeskakel word nie. So daai projekte het alles tot 'n einde gekom, en Bitcoin was toe nou die eerste onafhanklike geldstelsel wat ontstaan het. So ja, Bitcoin is die eerste geldstelsel wat gewerk het, maar dit is belangrik om te sê dit is die enigste onafhanklike geldstelsel wat bestaan. Hoekom sê jy so, Edwin? Al die ander projekte, behalwe nou vir goud, maar al die ander projekte het klein groepies mense wat dit beheer. So as jy net 'n klein bietjie dieper gaan soek, dan sal jy sien wie is die mense wat dit gemaak het, wie die meeste invloed op die projekte, en wanneer hulle iets sê moet gebeur, dan gebeur dit gewoonlik. So jy sê Bitcoin is nie so nie? Bitcoin is nie so nie. So as jy kan dieper en dieper in die Bitcoin ekosisteem ingaan en jy sal agterkom, hy word net meer en meer gedesentraliseerd soos wat jy ondersoek instel. Edwin, kan jy vir my 'n maklike definisie van Bitcoin gee? Goeie geld. Ja, ek dink dit is, of ten minste op die manier wat ons waarde op die oomblik verstaan, is goeie geld dalk die beste beskrywing. Maar ek dink Bitcoin kan meer word, omdat ons, die manier wat ons Bitcoin verstaan nou, is amper soos wat ons die internet verstaan het in die 90s. En as iemand van my toegevra het wat die internet is, dan sou ek gesê het, dit is soos 'n koerant
om inligting rond te stuur, of jy kan dalk soos 'n radio informasie rondstuur. Op die oomblik kan ek vir jou sê, dis goeie geld, maar ek dink die mensdom gaan binne die volgende 10 jaar of 20 jaar gaan ons uitvind dat waarde baie meer applikasies het as wat ons dink vandag. Kan jy 'n eenvoudige definisie van Bitcoin gee? Jy weet, wat is dit? Hoe werk dit? Hoekom moet ons dit hê? Nie eenvoudig nie. Ek kan so hoekom moet ons dit hê is dalk een van die langste, en dit is 90% van die gesprek met enigiemand wat nuut is in die Bitcoin wêreld, is meeste mense weet nie wat die probleem is met geld vandag nie. So om te sê hoekom moet ons dit hê, moet ons gaan vra, hoekom is goud nie meer geld nie? Hoekom het ons oorgeskakel na geld wat regerings kan beheer? En ek dink dit is 'n baie komplekse antwoord, want ons het nie hier uitgekom omdat ons dom was nie. Dis al wat die wêreld vir ons kon gee. So dit was dit is 'n komplekse proses om te kom waar ons vandag is. Ons het goud probeer, ons het klomp ander goeders probeer. Ek dink die Reservebank van Amerika, baie mense gee die Reservebank nie genoeg krediet vir hoe gedesentraliseerd hulle begin het nie. So die probleem is net dat wanneer ons die mag van geld in 'n klein handjievol mense se hande sit, sal daai mag altyd die mense laat korrup word. En Bitcoin los daai probleem op. Ek dink dit verduidelik dan nou ook wat. Nou as jy nou praat van 'n klein handjievol mense wat dit beheer, wie is prakties daai mense wat dit beheer? As jy nou praat van gewone geld. Gewone geld, so in die daar's natuurlik 'n paar skakels. As ons kyk na die Reservebank in Suid-Afrika, dan sal dit nou die mense wat die ouens wat die besluite maak, aanstel, sal seker die hoofbeheer wees. Maar selfs in daai stelsel is die mense wat die administrasie doen, het 'n groot invloed. En dan natuurlik die ouens wat kan sê, okay, ons moet nog geld druk. So in ons geval die parlement wat sê, okay, ons moet meer geld uitgee as wat ons ingekry het. Het tot 'n mate ook baie beheer. En dan natuurlik die Reservebank wat nou lisensies kan uitdeel vir wie ook al hulle wil om 'n bank te begin of lisensies terugtrek. Dit affekteer ook die geldstelsel nogal baie, en dis ook een van die groot redes hoekom daar nie so baie innovering is in die bankwese vandag nie. Wanneer ons kyk na Amerika, is dit selfs nog 'n meer komplekse situasie. Maar op die einde van die dag, dis maar die mense wat die banke, wat die besluite oor die rentekoerse maak, die ouens wat besluite oor wie die geld print, die ouens wat besluit wie kan 'n bank besit of nie besit nie. Jy weet, as ons nou kyk na 'n groot maatskappy, dan kan ons ook sê, as daar net een ou is, dan kan hy verneek sonder dat mense nou sien wat aangaan. Maar hoe moet 'n mens maak om te keer dat daar nie korrupsie is nie? Ek meen, as ek nou 'n maatskappy stig en daar sê nou maar 5 mense in die direksie. Oorsig is een, maar op die eind is dit maar eerlikheid. Is dit nie eerlikheid wat regtig in hierdie geval ook belangrik is nie? Absoluut, ja. So wanneer dit kom by, ek dink, individuele projekte of klein projekte, gaan jy altyd 'n maatskappy hê, of jy gaan altyd mense hê wat saam moet kom en hulle gaan saam met besluite neem. En tot die mate wat jy vertroue daar nodig het, is dit gaan nie sukses bepaal van jou projek. Wat ons wel kan doen wanneer ons net 'n tree terug staan en ons kyk na die maatskappy, as die maatskappy iets verkeerd doen, moet ons ten minste laat hy kan bankrot gaan. En dit is al wat Bitcoin bring. So Bitcoin sê, ons gaan seker maak dat niemand kan jok of kan geld druk of kan op die basisvlak daar kan nooit meer Bitcoin of minder, mense kan nie Bitcoin by jou vat nie, en ons gaan nie meer Bitcoin kan druk nie. So die maatskappy wat dan nou 'n bietjie vertroue in die maatskappy het, as die mense in die maatskappy dit verkeerd doen en hulle verloor geld, dan kan hulle bankrot gaan. Wat ons vandag het, is ons het 'n regering wat kan dom besluite maak, wat kan geld spandeer. Ons vertrou hulle, want ons moet hulle vertrou. Maar, en vertroue is nie dalk nie die grootste probleem nie. Die probleem is dat hulle kan aanhou waarmee hulle besig is, nadat hulle droog gemaak het, want hulle geld raak nooit op nie.
So ja, ek dink vertroue sal altyd deel wees van wanneer mense betrokke is, maar ten minste los Bitcoin die vertroue op die basisvlak op, sodat niemand Goed, maar wie beheer dan Bitcoin? ons almal. So ons kan nou 'n rekenaarie opstel en ons kan elke liewe transaksie wat nog ooit in die geskiedenis van Bitcoin gebeur het op die basisvlak, kan ons aflaai en ons kan seker maak dat niemand Bitcoin gedruk het wat hulle nie mag gedruk het nie. Ons kan seker maak dat Bitcoin gegaan het na wie dit toe moes gegaan het en elkeen van ons kan sê daar is honderde duisende rekenaars reg rondom die wêreld wat dit vandag doen en enige iemand mag op enige stadium deel wees van daai stelsel. Dit is nou net op die knooppunt vlak, maar as mens selfs gaan kyk na die miners, enigiemand kan vandag 'n miner word. As mens 'n klein bietjie ekstra krag het, dan kan jy sê in terme van hoe die transaksies georden word en dan natuurlik enigiemand kan ook programmeer bo-op Bitcoin. So ons kan besluit dis nie net die Reservebank sê Edwin mag daar programmeer nie. Enigiemand kan na die kode kyk en dan kan ons enige van ons bou bo-op die stelsel. Maar is dit nie bietjie gevaarlik as enige iemand kan programmeer nie? Wel, jy kan nog steeds nie geld skep of vernietig nie. So omdat almal jou dophou, die reëls bly dieselfde vir almal. So solank as wat jy in die reëls bly, kan jou kode eintlik maar net bydra, want as jou kode wegneem van iemand af, gaan hulle dit net nie gebruik nie. Maar jy mag natuurlik as jou kode jouself seermaak, dan is dit jou probleem. Jy raai reg. Edwin, wat kos 'n Bitcoin? Sure. 1 Bitcoin is op die oomblik so 1.3 miljoen rand. Maar ek het nie soveel nie, ek kan nie 'n Bitcoin koop nie. Ja, gelukkig elke Bitcoin bestaan uit 100 miljoen satoshis, wat amper soos Bitcoin sente is. En op die oomblik as jy, ek dink R1 gaan vir jou so 9 of 70 of 80 satoshis koop. Dis daar rond. As ek 'n koffie gaan koop, dan betaal ek byvoorbeeld 3000 satoshis. So ja, jy hoef nie 'n hele Bitcoin te besit nie. 'n Bitcoin is eintlik maar net 'n versameling van 100 miljoen kleiner eenhede. Goed. Nou prakties gesproke, as ek nou belangstel in Bitcoin en ek wil nou daarin belê of uitruil of wat ook al, hoe maak ek? Ja, so ek stel voor mense bly weg van Bitcoin as 'n belegging, of ten minste die idee dat Bitcoin 'n belegging is en hulle begin net dink aan Bitcoin as geld. Die maklikste manier om Bitcoin in die hande te kry is om waar jy werk, net vir die persoon vir wie jy werk te sê, betaal 1% of 5% van my salaris hierdie maand in Bitcoin en dan vat jy daai Bitcoin en dan gaan doen jy net inkopies met dit. Sodra mense Bitcoin begin gebruik as geld, maak die hele ding baie meer sin. Omdat Bitcoin so 'n unieke bateklas is tussen hakkies, maak die hele stelsel maak mense deurmekaar. Ja, ek stel voor mense laai 'n beursie af, kyk of jy 'n paar satoshis ergens kan kry, doen iets vir iemand, laat hulle betaal daarmee en dan gaan koop jy 'n koffie. En dit wat jy uit daai proses uit gaan leer, gaan vir jou baie meer beteken as 10 boeke. Maar hoe maklik of moeilik is dit om dit te gebruik? Ongelooflik maklik. Ek dink die tegnologie het in die laaste 2 jaar so ver gekom dat wanneer ek nou my bank toepassing moet gebruik, my Suid-Afrikaanse bank toepassing, dan sug ek amper. Want dit is soveel moeite om geld rond te stuur as jy eers beleef het hoe maklik dit is om 'n Bitcoin beursie te gebruik. Is Bitcoin wettig? Bitcoin is absoluut wettig. Natuurlik mag jy nie onwettige goeder, om Bitcoin vir onwettige goeders te gebruik, sal onwettig bly, maar dis nie die geld of dis nie die bateklas wat onwettig is nie. Dis wat jy doen daarmee. Goed, gestel ek wil nou begin om met Bitcoin te handel, te werk. Hoe werk dit van nou af tot ek dit kan gebruik? Ek sou so die maklikste en die vinnigste om net te begin voel hoe dit werk, is om 'n beursie soos die Blink beursie af te laai. Op die Play of die App Store sê dit Blink Bitcoin Wallet. As mens dit aflaai, dan kan mens jy skep vir jou rekening en jy kan amper onmiddellik begin Bitcoin aanvaar en rondstuur. Dit behoort jou nie langer as 2 minute te vat. As ek Bitcoin kry, waar lê dit? Waar is dit? So in die geval van Blink is dit by Blink. Dit is 'n gereguleerde bank in El Salvador.
Die rede hoekom ons vir mense sê om dit eers te gebruik, alhoewel ons wil hê mense moet wegbeweeg van banke af, is omdat dit gee vir mense 'n vinnige manier om Bitcoin te begin toets. Wanneer jy dan meer vertroud raak met die tegnologie, sou ek 'n beursie soos Aqua Wallet of Phoenix aflaai, en wat dan gebeur is jy skryf 12 woorde neer. En die 12 woorde is die geld. As jy daai 12 woorde gaan begrawe en jou kleinkinders gaan grawe dit oor 200 jaar op, dan is die Bitcoin nog steeds daar. So in daai geval is die Bitcoin by jou. Maar in die geval van Blink is die geld by 'n bank en hulle laat jou net toe om die Bitcoin ekosisteem te gebruik om geld maklik rond te skuif. Goed, maar jy kan dit ook laat uitbetaal in rand as jy wil. Ja, so dit is daar's verskeie maniere om dit te doen natuurlik. Die maklikste manier, ek sê altyd vir mense, probeer om weg te bly van die rand af. Die idee is om beter geld te gebruik, maar as jy regtig rande nodig het, wel, die eerste ding wat jy doen is, gaan doen net jou inkopies daarmee, dan het jy nie rande nodig nie, want dis dalk waarvoor jy in elk geval die rande wou gebruik het. Maar as jy absoluut rande nodig het, daar's altyd iemand in jou gemeenskap wat dalk 'n klein bietjie Bitcoin soek, hulle het dalk rande wat hulle wil omruil, in plaas van om 'n produk te verkoop, en dan kan jy die Bitcoin net na hulle toe vat, en vir hulle sê, hierso is die Bitcoin, geef my rande. Die ander manier is om jou Bitcoin na 'n exchange toe te vat, en daar's ons 'n paar in Suid-Afrika, een van hulle is 54052.co.za. Ek dink dis die maklikste, omdat hulle die nuutste tegnologie gebruik, en dan is daar nou ander wat meer soos crypto casinos is, soos Valar en Luno, wat jy moet baie versigtig wees wanneer jy na sulke exchanges toe gaan, want hulle beoog nie om jou te leer van Bitcoin nie, hulle beoog om jou in die crypto wêreld in te suig, en ja, maar jy kan jou Bitcoin daar verkoop, so wees asseblief versigtig enige tyd wanneer jy met rande in aanraking kom, want daar is altyd so faset. Edwin, net om 'n bietjie te gesels oor kundigheid. As jy nou sê, daar's nie baie mense in Suid-Afrika wat Bitcoin regtig goed verstaan nie. Kyk, 'n mens kry by beleggings, byvoorbeeld beleggingsadviseurs. Kan 'n mens na een van hierdie mense waarvan jy praat gaan en sê, help my of leer my of ek wil 'n kursus by jou doen of iets in daai koers? Ja, so daar's een of twee Bitcoiners wat besluit het om geregistreerde finansiële adviseurs te word amper in Suid-Afrika. Die probleem wanneer jy moet verstaan wat jy opgee wanneer jy na sulke mense toe gaan. Wanneer jy in 'n gereguleerde situasie sit, dan is daar sekere goeders wat die regering van daai persoon af verwag. En dit mag dalk teen jou beste wil wees. So mens moet versigtig wees wanneer jy na iemand toe gaan wat mag advies tussen hakkies gee, want daai mag kom met klomp stertjies aangelas. Wat ons probeer met die sirkulêre ekonomie projekte, is ons probeer gemeenskappe skep, waar ons WhatsApp groepies maak, waar die gemeenskap mekaar kan help, en dan probeer ons Bitcoiners op al die groepies sit, van reg oor die land, wat dan help om amper, ek noem dit nou maar 'n derde laag van Bitcoin. Die eerste laag is net die Bitcoin, en die tweede laag is goedjies soos die blitsnetwerk. Die derde laag is die sosiale netwerk, waar ons mekaar probeer help om weg te bly van kansvatters af, en dan ook om die beste maniere om Bitcoin te gebruik te deel. Jy noem nou 'n blitsnetwerk. Wat is 'n blitsnetwerk? Die blitsnetwerk dis die Lightning Network in Engels. Dit is 'n tweede laag tegnologie wat dit net ongelooflik goedkoop en vinnig maak om Bitcoin rond te stuur, sodat jy sente kan rondstuur reg rondom die wêreld vir amper geen kostes nie. Nou, jy het nou Blink genoem en nou noem jy die blitsnetwerk. Wat is die verskil tussen hulle? Blink is 'n Bitcoin bank wat die blitsnetwerk en die Bitcoin base layer gebruik om geld om jou toe te laat om geld rond te skuif. Die blitsnetwerk is 'n protokol, nie 'n maatskappy nie. Nou, as ek nou meer wil weet van Bitcoin, hoe moet ek maak? Sure. Dit hang af wat jy wil weet. So Bitcoin is 'n baie komplekse stelsel. Soos ek sê, die oomblik wat iemand 'n klein bietjie Bitcoin verdien of 'n klein bietjie Bitcoin het en dit gaan spandeer,
dan net daai oomblik gaan vir jou baie meer leer as wat jy in 10 boeke kan leer. Van daar af verder sou ek natuurlik een van hierdie gemeenskappe gaan uitsoek het, as ek naby hulle was. Die tuinroete het ongelooflik baie van hulle. Ek weet nie hoe baie ek van die ander projekte mag sê nie, maar so ons het reg oor die land is daar sulke projekte en jy kan eintlik enige een van die gemeenskappe bel en hulle sal dan vir jou kan wys waar die ander gemeenskappe is. En dan die laaste en die moeilikste manier is maar net om te begin lees en om te begin jou eie huiswerk te doen. Ek sou voorstel daar's 'n boek van Saifedean Ammous met die naam die Bitcoin Standard, wat vir jou ten minste die basiese konsepte van hoekom Bitcoin belangrik is, hoekom net Bitcoin belangrik is, en dan hoe om te begin vorentoe gaan. Dit gaan jou ten minste aan die regte mense voorstel, sodat jy nie vasgevang word in die ander projekte nie. So as ek jou reg verstaan, is Bitcoin baie maklik om te gebruik, al is dit kompleks in die agtergrond. Ja, absoluut. En dit is maar, ek dink, ons kon eintlik altyd geweet het, dit is wat sal gebeur, want ons het baie om te leer van die internet af. Presies soos die internet vandag, waar ons presies weet wat se toepassings ons kan gebruik vir wat se gebruik. Bitcoin begin nou so raak, waar jy, as iemand sê, maar wat doen ek wil nou presies hierdie ding doen in Bitcoin, dan kan jy vir hom sê, hierdie toepassing is die regte toepassing. So dit kan letterlik so maklik wees, soos om 'n knoppie te druk en te sê, laai hierdie toepassing af. Maar as ek nou Bitcoin wil steel, hoe moet ek maak? Sure. So die maklikste plek om te steel sal wees om Luno en Valar te benader. Hulle het baie Bitcoin wat daar sit, van mense wat dink hulle besit Bitcoin. Dit is ook een van die redes hoekom ons vir mense sê, asseblief haal jou Bitcoin van die exchanges af. Moet niemand vertrou met jou Bitcoin nie. Jy moet die Bitcoin by jouself hou, en as jy nie weet hoe om dit te doen nie, leer oor selfbewaring of self-custody, as jy dit aanlyn soek. Die exchanges is ongelukkig die grootste gevaar vir almal van ons. Want dit is, in Engels noem hulle dit 'n honeypot. Dit is ongelukkig, omdat daar so baie Bitcoin op een plek lê, sal dit die maklikste wees, as jy dit sou wou steel. Maar ek sou voorstel, werk net hard, en verdien net Bitcoin, dan hoef jy nie in die moeilikheid te kom nie. Goed, maar as jy nou Bitcoin by jouself het, dan lê dit op jou selfoon. Dit kan. As dit 'n groot hoeveelheid is, stel ek voor om 'n hardeware beursie te kry. Maar hoe dit amper altyd lyk, dit gee nie om wat se beursie jy gebruik nie. Die 12 woorde wat jy neerskryf wanneer jy selfbewaring doen, is die belangrikste. Dis nie die geval met Blink nie. Blink het jy nie jou eie 12 woorde nie, nee. Dit is Blink het die 12 woorde, en hulle, wel, dit is bietjie meer kompleks aan hulle kant, want hulle probeer maar sisteme bou wat jy nie die geld kan rondskuif nie. Maar die Bitcoin lê by Blink. Met 'n Bitcoin beursie, as jy nou daaraan dink aan in selfbewaring, die 12 woorde wat jy neerskryf. Hoe gaan ek dit verduidelik? Ja, ek dink ek het dit. Daar's daai storie, ek dink van 'n man in Durban wat sy harde skyf weggegooid is, en hy het toe vir jare lank op die ashoope gaan soek om sy harde skyf te kry. Hy het nie die 12 woorde onthou nie, of wat? Nee, so die ek dink dis 'n ou in Engeland, wat 10.000 Bitcoin of so iets verloor het op die ashoope, en hy is nou so 'n paar jaar of 'n jaar of wat terug gesê, hy mag nie meer die ashoope omkeer nie. Die vroeë beursies was nie so maklik soos vandag se beursies om veilig te hou nie, omdat die tegnologie vir die 12 woorde nog nie bestaan het nie. So die manier wat jy, die ou waarvan ons nou praat, die manier wat jy jou Bitcoin toe veilig gemaak het, is jy het 'n wallet.dat file gesave, en meeste Bitcoiners, omdat hulle so ekstreem is, het hulle baie groot passwords daarop gesit, of wagwoorde, en baie mense in die vroeë jare het die wagwoorde vergeet, of soos met hierdie ou nou, het die harde skyf verloor. Vandag gebeur dit amper glad nie meer nie.
Die normale persoon skryf sy 12 woorde neer, daar's baie van die ouens wat dit install, op uitslaan. As jy naby die see is, dan maak jy seker is stainless steel, sodat dit nie roes nie. En dan grawe hulle 'n gat en hulle sit die 12 woorde in 'n gat. En as jy oor 20 jaar of 50 jaar van nou af terugkom, en jy haal daai woorde uit die gat uit, dan is dit nog steeds daar. Dan kun jy dit op enige rekenaar gebruik. Jy kan dit op enige toepassing wat die reëls volg. En ja, dit met ander woorde enige rekenaar wat jy reg opgestel het, gebruik. Is daar gevare verbonde aan Bitcoin? Ja, ek dink so die stelsel self is ongelooflik veilig. Die stelsel het baie noue reëls waarvolgens jy moet werk en dit maak dit baie moeilik om enigiets verkeerd te doen in die stelsel. Die gevare wat ons deesdae sien in die Bitcoin spasie is meestal as gevolg van mense wat hulle, ek wil nie sê mag misbruik nie, maar wat nie heeltemal verstaan wat dit is wat hulle doen. Byvoorbeeld reguleerders wat mense se inligting wil hê oor hoeveel Bitcoin hulle het of hoeveel kripto hulle het. En dan word daar, soos in Frankryk nou, was daar nou 'n saak, of nie 'n saak nie, maar 'n geval waar een van die ministers of een van die mense wat by die Reservebank gewerk het name laat uitkom van mense wat Bitcoin baie Bitcoin het. En daai mense is toe nou begin, hulle word aangehou om hulle Bitcoin te kry deur boewe. So ons grootste gevaar op die oomblik in Bitcoin is dat mense nie privaatheid het nie. En ons sien ook, dit is nou ongelukkig die aanvalle wat op die oomblik van die staat afkom. So Bitcoin self ongelooflik veilig, ons moet net ons eie vryheid beskerm om veilig te bly in die ekosisteem. As iemand met jou wil kontak maak, is dit moontlik? Kan jy 'n soort van 'n konsultant wees vir die mense? Ek sal altyd vir enigiemand wat vra inligting gee. Ek is maar in Witstrand of in Plettenberg Baai, so hulle kan enige een van die winkels vra, dan die winkels of enige een van die mense in enige van hierdie dorpe vra vir my inligting en ek seker hulle sal my in kontak kan sit. Maar ek wil ook maar net sê, so ek probeer myself altyd nie die middelpunt van enigiets maak nie. Ons kom uit 'n wêreld uit waar die probleem is dat daar 'n klein handjievol mense is wat al die inligting beheer. En so ons moet seker maak dat die gemeenskappe self sterk genoeg is om hierdie vorentoe te vat. Met ander woorde, as mense my spesifiek nodig het, dan doen ons dit verkeerd. Jy het nou nog gepraat van sirkulêre ekonomie en jy praat nou van gemeenskappe, verduidelik bietjie. Ja, so die idee is maar 'n sirkulêre ekonomie verwys maar net na 'n plek of 'n gemeenskap wat begin Bitcoin tussen mekaar sirkuleer. Waar hulle begin betaal en betaal word in Bitcoin. Met die idee dat die Bitcoin nie soos op die oomblik, ek weet nie of julle weet nie, maar daar's 100,000 besighede in Suid-Afrika wat Bitcoin aanvaar. En baie van daai besighede aanvaar die Bitcoin, maar verkoop die Bitcoin onmiddellik vir rande. So die hoop is dat ons hierdie gemeenskappe kan uitbrei sodat die Bitcoin self sirkuleer en nooit terug in die randstelsel ingaan nie. En dan ja, so die sirkulêre ekonomie is dan nou rondom die gemeenskappe gebou, maar ons hoofdoel met die gemeenskappe is natuurlik veiligheid. So ek sê dit ook baie vir mense, as jy nie Bitcoin het nie, maar jy verstaan dit, dan sal jy beter afwees as iemand wat Bitcoin het en dit nie verstaan nie. So moet asseblief nie net inspring nie. Begin leer, gaan koop 'n koffie met Bitcoin. Moenie probeer groot gaan en dit is hoekom die woord belegging ook so gevaarlik is, want daar's baie mense wat belê in Bitcoin sonder dat hulle weet wat hulle doen. So net om terug te kom na die gemeenskappe toe. Die idee is om die gemeenskappe veilig te hou en dan te leer oor Bitcoin, nie andersom nie. Hoe moet ons weet dat Bitcoin nie nog 'n scam is nie, Edwin? Dit gaan moeilik wees. So ek sou gesê het, gaan lees die kode en spandeer 10,000 ure om die stelsel op te swat, want dit is wat ons gedoen het, of wat ek gedoen het ten minste. Ek ken 'n paar ander mense wat dit gedoen het.
My vermoede is dat 99% van mense op die einde van die dag nie sal weet wat Bitcoin is nie, soos wat niemand amper weet wat die internet is vandag nie. En hulle sal Bitcoin begin gebruik want dit werk. Ons sien klaar vandag mense wat verhoed word om geld te gebruik soos wat hulle dit wil gebruik, veral in derde wêreld lande. En daar's 'n groot klomp van hulle wat nou al begin Bitcoin gebruik omdat hulle moet, nie omdat hulle wil nie. Ons het so 'n bietjie van 'n ek wil sê dis 'n voordeel, maar dis dalk ook 'n nadeel dat ons nie onmiddellik Bitcoin nodig het nie, want die rand is goed genoeg dat hy nie môre net na 0 toe sal gaan nie. So ons het nog tyd om te eksperimenteer en om meer te leer. Maar ja, die enigste manier vir die normale persoon om te leer of Bitcoin werklik werk en is wat gesê dit is wat mense sê dit is maar net om dit te begin gebruik. Nou, as ek oorsee wil betaal in Bitcoin, met ander woorde van hier af geld oordra na oorsee, of wanneer ek oorsee is Bitcoin wil gebruik, hoe werk dit? Dit is redelik maklik, so as jy enige plek in die wêreld is Bitcoin maar net dieselfde wiskunde, so jy gaan net probeer jy gaan 'n plek soek wat Bitcoin aanvaar. Gelukkig weet ons dit vat nou 2 minute om Bitcoin te begin aanvaar, so selfs al is daar nie plekke wat Bitcoin aanvaar nie, dis net 2 minute weg van dit af as jy dit vir hulle verduidelik. Maar so plekke soos Amerika en so ek dink ons nou al 8000 is dit 8000? Weet daar's soos die plekke is besig om aansienlik vinniger, so 2 maande terug was dit 0. En nou is ons 8000 plekke wat deur Square Bitcoin aanvaar. So as jy nou Amerika toe gaan en jy gaan kry enigiemand met 'n Square terminaal, wat ek dink omtrent 33% van hulle besighede is, binne een knoppie kan hulle begin Bitcoin aanvaar. So die grootste probleem is om iemand te kry wat die Bitcoin op die oomblik aanvaar, en oor tyd gaan dit makliker raak. Hoe groot is Bitcoin in Suid-Afrika en hoe groot is dit wêreldwyd? Ja, dis moeilik. Ek dink is nogal moeilik om dit te meet, omdat Bitcoin so privaat is. Is dit moeilik om te sê presies hoeveel mense Bitcoin gebruik. Daar is 'n verslag wat deur River.com gedoen is, wat vasgestel het dat daar nou $1 biljoen, so $1 miljard se transaksies per maand is op die Blitz-netwerk. Wat in die groter prentjie nie baie is nie. Want as mens dink aan Visa of Mastercard, dis omtrent 1000 keer groter. Die groei is wat interessant is. So die groei het van 'n jaar van voor die verslag was dit net $279 miljoen en dit is nou al 'n miljard. So die groei is ongelooflik vinnig. So selfs al probeer ek nou vasstel hoeveel mense Bitcoin gebruik in die wêreld, sal ek verkeerd wees as ek 2 maande terug se inligting gebruik, om dit dalk net bietjie meer duidelik te maak. In terme van die koopkrag van Bitcoiners, dit is iets wat ons bietjie beter verstaan, omdat ons weet daar kan nooit meer as 21 miljoen Bitcoin wees nie. Kan ons die 21 miljoen maal met die prys van Bitcoin op die stadium, en ons weet volgens daai getalle is Bitcoin omtrent die 11de grootste geldeenheid in die wêreld, as jy dit meet met M2, die M2 geldvoorraad. Net om dit ook in konteks te sit, in Suid-Afrika is omtrent 30ste. So Bitcoin is al baie groter as die Suid-Afrikaanse ekonomie. Eintlik is die Suid-Afrikaanse ekonomie niks indrukwekkend nie. Maar omdat Bitcoiners en Bitcoin so verspreid is oor die wêreld, voel almal dat dit nog niks is nie. So so dit is 'n baie interessante proses om te sien ook waar ons nou vandaan kom in Witstrand en in Plet, is meeste mense nou al bewus dat Bitcoin gebeur. Maar dan kom jy in 'n dorpie waar niemand nog Bitcoin aanvaar nie, en alhoewel ons weet dit is een van die grootste ekonomieë in die wêreld, sal daar iemand wees wat glad nie weet van die ekonomie nie. So ja, dit is 'n interessante, ek dink een van die slegste goeders vir gemeenskappe is omdat Bitcoin heeltemal deurskynend is. Soos niemand kan sien wanneer daar 'n transaksie gebeur nie. Is daar ook geen manier vir mense wat nie weet van dit nie, om te leer van dit nie.
En dit is waar ons verantwoordelikheid inkom, om dit wat ons weet van die tegnologie te begin versprei. Ons moet moeite maak. En ja, jy gaan partykeer mense hê wat kwaad is vir jou, want jy wil hulle leer oor iets waarvoor hulle glad nie omgee nie, en hulle het nou al gehoor dit is 'n scam. Maar as jy omgee vir jou gemeenskap, is dit ongelukkig die enigste manier om dit te versprei. Edwin, wat ek graag wil weet is, hoe het jy self by die Bitcoin idee betrokke geraak en hoekom? Ja, so ek is ek het so bietjie in die Bitcoin wêreld rondgetoer. Ek het van kleins af het ek programmering gedoen. En ek dink die idee om sisteme te bou waar jy nie vertroue nodig het om veral waarde rond te skuif nie, was maar altyd iets wat ek sal nie sê interessant nie, want ek sou nooit gedink het dat daar 'n oplossing vir dit kan wees nie, maar jy het altyd jouself vasgeloop in hierdie muur in, sodra jy iets wil geld vra vir iets, of sodra jy wil geld maak uit iets uit op die internet, dan kom jy agter ek moet toestemming kry by iemand. So toe ek gehoor het van Bitcoin, het ek was onmiddellik geïnteresseerd omdat dit 'n vraag is wat mense baie vra. En ek het so 'n bietjie op gaan lees daaroor. Ek dink waar dit vir my regtig interessant geraak het, is toe ek in 2018 deur Oranje beweeg het, op pad na, wel, ek het nie toegeweet nie, maar ek het in Witstrand opgeëindig. En mens sien wat met die ORA hier gebeur, en mens sien mense wat aan oplossings dink. En jy kom dan in 'n dorpie soos Witstrand, waar mense baie tyd het om goedjies te ondersoek. Ek dink dit is waar my storie interessant geraak het ten minste, want ons het toe nou 'n paar besighede, wel, eers net Elise Main, maar 'n besigheid het begin geïnteresseerd raak in hoe die tegnologie werk. En my kennis het rondom dit gebou, want ons moes toe nou oplossings vind, spesifiek vir die besighede. So ek wil sê, om die vraag dalk net bietjie beter te antwoord, ek was maar nuuskierig, ek was geïnteresseerd as gevolg van vorige probleme wat ek gehad het in die programmeringswêreld. Kom ons kom net terug na die man wat sy harde skyf verloor het. Wat gebeur met daai Bitcoin van die man wat dit verloor het? Ja, want jy kan Bitcoin vernietig. Daar is al soos Bitcoin vernietig, maar dit is net 250 Bitcoin. So ek kan nie eers sê dat Bitcoin nie vernietig kan word nie. Want dit is moontlik, maar okay, om terug te kom na wat gebeur met die Bitcoin wat daai persoon nou verloor het. So die Bitcoin het op 'n stadium natuurlik geskuif van elders af in sy beursie in, en hy het net die sleutels vir die Bitcoin verloor. So die Bitcoin lê nog steeds in die beursie wat hy geskep het. En dit sal daar lê vir altyd, behalwe as iemand die sleutels kry. En in sy geval sal mens nou dink, dit sal nooit gebeur nie. En mens kan nou 'n bietjie verskoon my. Mens kan nou 'n bietjie dink aan wat is die nagevolge van dit. So in die Bitcoin wêreld sê ons dankie vir jou verlies. Die rede hoekom dit goed is vir ons is want die hoeveelheid Bitcoin is nou minder, en dit beteken die waarde moet opgaan, want daar's nog steeds dieselfde hoeveelheid mense of die. Maar mens kan dalk sê dis net so goed soos geld of soos goud wat jy verloor op 'n ashoop ergens. Ja, Dit bestaan nog, jy kan dit net nie kry nie. jy kan dit net nie kry nie, ja. 'n Ander ding wat interessant is, Edwin, is mense praat gedurig deur van blokketting of blockchain tegnologie. Wat is dit presies? Ja, so die blockchain tegnologie is maar wat Bitcoin moontlik gemaak het tot 'n mate. Dit is natuurlik 'n baie klein gedeelte van die Bitcoin ekosisteem, maar sonder dit sou Bitcoin nie regtig bestaan het nie. In kort is dit letterlik net transaksies wat op mekaar volg. En as jy enige een van daai transaksies uit die ketting uithaal, dan kan daar bewys word dat daar iets verander het. Die rede hoekom die wêreld so mal gaan oor die blockchain is want dit het nou baie kanswatters
gehelp om scams of Ponzi schemes te maak wat baie moeilik is om te reguleer. Die manier hoe ek vir mense blockchain probeer verduidelik is dat dit is 'n onnodige duur proses. Dit is wel die enigste proses waarmee Bitcoin kan doen wat dit doen en ons het dit nodig vir Bitcoin om te werk en as mens klaar vasgestel het ons het 'n probleem om op te los, want ons het te veel vertroue in regerings vir geld, dan kan mens argumenteer dat selfs al is die tegnologie wat Bitcoin gebruik regtig nie effektief nie, is dit nodig om 'n beter stelsel te maak. Vir enige ander projek wat nie geld is nie, is die vraag altyd, hoekom wil jy 'n duurder proses gebruik? En net om, so blockchain is per definisie duurder om te hardloop as enige ander stelsel. Ek praat nou maar altyd van 'n bank het 3 rekenaars, hulle het die produksierekenaar en dan hulle backup en dan hulle disaster vir as daar nou iets regtig sleg gebeur. So elke transaksie word 3 keer geverifieer. Met blockchain tegnologie word elke transaksie ten minste 10.000 keer geverifieer. So net daai wete dat iets moet 3000 keer duurder wees net om 'n blockchain projek te wees, sê vir jou dat as jy nie die probleem van geld oplos nie en jy gebruik blockchain, is jy besig om 'n projek te bou wat gaan in mekaar tuimel, want jy kan nie 'n duurder tegnologie gebruik om iets beter te maak as dit nie enige voordele het nie. Dit raak ingewikkeld, Edwin. Nou, vertel vir my nou net een laaste ding. Ons hoor gedurig deur van Bitcoin mine. Wat beteken Bitcoin mine? Sure, ja, so Bitcoin mine is die proses van serieus komplekse idees. Dan moet mens meer praat oor Bitcoin miners. So ek kan, ja, as mens dink aan wat Bitcoin miners doen, die probleem wat mens het wanneer dit kom by geldstelsels, die rede hoekom ons reservebanke nodig het, is, kom ons sê ek het R10 en ek wil daai R10 skuif na iemand toe. Maar ek sê nie vir hulle, ek stuur vir jou R10 en ek sê nie, en ek stuur die R10 na iemand anders toe ook, maar ek sê nie vir julle twee dat ek die R10 nou gekopie het en na al twee toe gestuur het nie. Dan moet iemand vasstel wie daai R10 nou besit. En dit is waar vir alle digitale sisteme. Om dit te verhoed in die tradisionele wêreld, het ons gegaan na die reservebank toe en ons het vir die reservebank gevra, kan julle asseblief vir ons net 'n ketting van transaksies bou? Dan sê julle vir ons wat se transaksies is geldig en wat is nie. So dan kan hulle nou vasstel, okay, John het die R10 gekry en Edwin het nie meer die R10 nie. Wat Bitcoin doen is, Bitcoin het gesê, wel, ons wil niemand vertrou om daai ketting vir ons te bou nie, maar ons wil dit ook nie moontlik maak vir enigiemand om die ketting te verander nie. So, en om dit te bewerkstellig, moet jy 'n ketting bou wat en energie binne in die ketting insit. Want as jy 'n sekere hoeveelheid energie moet spandeer om die ketting te bou, kan enigiemand nie net kom en die ketting oorbou en dan vir die wêreld jok nie. Maar as daar nie energie betrokke is nie, dan kan enigiemand dit doen. En op daai manier het Bitcoin dan gesê, okay, of Satoshi Nakamoto het voorgestel dat jy miners het, mense wat energie bo-op transaksies gooi. En wanneer daar 'n sekere hoeveelheid energie bo-op transaksies is, tot so 'n mate dat dit onprakties raak vir die res van die wêreld om genoeg energie te gebruik om die verlede te verander, dan sal ons nou hierdie transaksies sien as finaal. So mining, mine is maar net 'n manier om distributed, verspreide consensus. Ja, consensus te bereik. Ja, maar dit is 'n ongelooflike interessante veld. Ek dink ons gaan nog baie interessante toepassings sien wat hitte en myn en energie gebruik om Bitcoin transaksies amper te verifieer of te orden. Edwin, ek wil vir jou baie dankie sê. Ek is seker ons gaan nog weer gesels oor Bitcoin, want dit lyk my daar's agter die gordyne 'n hele klompie goed wat aan die gang is. Maar dankie vir jou bydrae, waardeer dit. Dis 'n plesier.